'n reeks so 2 weke terug begin en die reeks se naam is Labels. En letterlik wat ons gesê het is dat maak nie saak waar jy is in jou lewe nie, is dat daar word sekere labels op jou gesit. Jy kies om jouself te definieer of ander mense definieer jou. Toe jy gebore is, het iemand vir jou naam gegee en dit is jou naam en die staat het vir jou 'n ID-nommer gegee en dit is jou nommer en dis wie jy is volgens die staat. En soos ons deur die lewe gaan en soos jy deur sekere gebeurtenisse gaan, kies mense om hulle self te definieer volgens iets. Party kies om hulle self te definieer volgens hulle net waarde. En party kies volgens hulle titel of waar hulle groot geword het of in watter skool hulle was of watse grade hulle bereik het. En as ons nie versigtig is nie, dan vergeet ons dat God het aan jou gedink voordat jy enigsins asem gehaal het. Voordat die aarde gevorm is, het hy aan jou gedink. Hy het jou uitgedink, hy het jou ontwerp, hy het jou aan mekaar geweef. Jy is met 'n doel vir 'n doel gemaak. Jy is nie net hier om suurstof op te neem nie. God het jou beplan en omdat hy jou beplan het en omdat hy die Alfa en die Omega is, Jesus, kan hy eintlik die grootste sê oor jou hê. En ek en jy moet kies wie of wat het die grootste sê oor ons of wat definieer ons. En ons moet kyk dat die feit dat God sê dat in Jesus Christus, wanneer ons Jesus Here van ons lewe maak, dan word God ons Vader. En as hy Vader is, maak hy jou sy kind. En dis een van die labels wat hy vir jou gee. En ons het gekyk daarna dat dis iets wat hy sê. Hy sê, jy is kind in Jesus Christus. En toe het ons gepraat oor die hele ding van, maak nie saak, miskien het jou ex-man besluit, hy gaan jou nie meer kies nie, en hy wil nie jou kies nie, of miskien is jy lankal single en niemand wil jou kies nie, of miskien het jou werk jou gesê, hoor jy, ons wil nie meer jou hê nie. Maar in Jesus Christus sê God dat hy het jou gekies. Hy het jou gekies. Die Vader het jou gekies. En dit wat hy sê is groter as enige iets wat iemand sê. Dit is groter as wat jy sê en is groter as enige iets wat hierdie wêreld sê. Nou, vanaand kom ons by die volgende een. Maar ek wil vir jou vra, het iemand jou al ooit genooi na 'n event toe, of hulle was opgewonde oor 'n partytjie, of hulle was opgewonde oor 'n fliek, en dan is jy aan die ander kant soos, ek is nie so opgewonde soos jy oor hierdie saak nie. Jy dink nie dit gaan so nice wees soos wat hulle dink dit gaan nice wees nie. Ek kan onthou, stadium vorige werk waar ek gewerk het lank gewerk by een plek, ek en daar was 'n local daar gewees, en hy kom die dag en hy is so super opgewonde, so super. Hy sê, jy sal nie glo hierdie awesome nuwe song wat ek gekry het nie. Ja, en hy maak sy laptop oop en hy haal sy speakers uit en hy begin hierdie liedjie vir my speel en ek is soos, daar's regtig 'n mark vir hierdie. Regtig is daar. En ek sê soos, ja, great, maar dit het gesak. Dit was regtig, maar daar was mense wat daarvan gehou het. Of dit was soos Ermie, my vrou se niggie, sy het hierdie dis gehad toe sy getroud is, wat sy gereeld gemaak het. Sy het baie keer dit 2 keer 'n week gemaak. Dit was sommer so maklike dis en jy weet, soms as daar min tyd is, dan maak sy dit en sy was so opgewonde oor hierdie dis en sy het vir ander mense vertel van hierdie dis en hulle het die resep gevat en na 7 jaar van getroude lewe het haar man genoeg boldness bymekaar gemaak om vir haar te sê die dag toe sy weer opgewonde is om hierdie kos te maak, sê sy, weet jy wat lief? Toe sê hy, weet jy wat liefie? Ek hou niks van hierdie nie. Hierdie is soos nou, of dit sy eie stupidheid was, ek weet nie, 7 jaar met uit, maar 7 jaar het sy gereeld hierdie dis gemaak en hy het glad nie dieselfde gevoel oor dit gehad nie. En in Christendom dink ek dat dit is baie die rede. Baie keer is dat ons kyk na Christendom en as gevolg van die ding waaroor ons vanaand gaan praat, is dat daar's iets aan ons wat wonder oor dit. Nou ek het vir julle 'n paar prentjies wat ek vir julle wil wys en party van hierdie het julle dalk al gesien. Soos wat sien jy daar? Hierdie is dalk die heel eerste een wat ek sien het. Wie van julle sien 'n jong vrou? Wie van julle sien 'n ou vrou? Wie van julle soos waar is die vrou? Okay, maar daar's 'n ou vrou wat vorentoe kyk en 'n jong vrou wat agtertoe kyk. Okay, volgende. Nou net op die voorste klein skerm is beweeg hierdie goeters, op die ander skerm is soos ja nee, hulle staan doodstil, maar okay, kom ons gaan aan. Wat sien jy daar? Sien jy hasie? Sien jy eend? Sien jy albei? Okay. Daai sien net swart lyne. Hierdie was my cool geweest. Okay.
Okay, draai net jou kop daai kant toe. Dan gaan jy dit sien. Okay. Okay, hierdie moet ook eintlik beweeg, maar lyk my of die groot skerms beweeg. Dis nou as jy jou preek voorberei, dan werk nie op die groot skerms nie. Maar anyway. Wat sien jy daar? Sien jy kandelaar of sien jy twee gesigte? Okay, so ek dink is dit. Nou, hier's die ding. Jy nou kyk na hierdie prentjie en hy sien iets en iemand anders kyk na hierdie prentjie, na dieselfde prentjie en dan soos ek sien nie wat jy sien nie. Ek sien dit uit 'n ander hoek uit. En met Christendom is dit baie keer die ding wat gebeur. Ek dink baie Christene sukkel om vorentoe te gaan met hulle Christendom. Hulle sukkel om verder te gaan as gevolg van die ding waaroor ons vanaand gaan praat. Omdat hulle verkeerd verstaan. As hulle kyk na ander mense en hulle sien dat hierdie mense is opgewonde oor Jesus en hulle is opgewonde oor Christendom, dan is daar iets in hulle van soos, yes, dit moet so wees, maar in my voel ek eintlik glad nie so nie. As hulle dood eerlik moet wees, as hulle preke hoor oor van dis die beste ding om Jesus te volg, dan is ons soos, ja, dis waar, maar ek voel dit nie eintlik, alhoewel ek 'n Christen is, kan ek nie sê dat ek dit regtig voel nie. As ander mense wat ver van die Here af was tot bekering kom en hulle is passievol oor die Here en hulle gaan vorentoe saam met die Here en ons geestelike groei in hulle lewe, dan is op 'n tydjie half hierdie verwyte in hulle want dit is soos ek probeer al hoe hard om hierdie te doen en jy gaan net en ek kan nie sê dat ek dieselfde passie het en dat ek dieselfde voel oor jou nie. En ek dink een van die grootste redes is omdat hulle nie verstaan wie hulle is in Christus nie. En hoe hy na hulle sien en hoe hy oor hulle dink. Hulle sukkel om hierdie, hulle sal vir mense sê om 'n Christen te wees is moeilik. Dis moeilik om 'n Christen te wees. Maar dan wanneer hulle die woorde lees wat Jesus gesê het van as jy na my toe kom. My juk is sag en my las is lig. En dis so al Jesus sê dis maklik om my te volg, maar dis is maar eintlik is Christendom moeilik en hulle sukkel om hierdie twee te vereenselwig. En ek dink dat baie van julle gaan nou vandag, daar gaan iets in jou hart gebeur en jy gaan iets kan verstaan. En hier is die ding, die meeste mense en selfs die meeste Christene, die hoek uit hoe hulle na hulle lewe kyk, hoe hulle na hierdie prentjie kyk, die manier hoe hulle gaan definieer, die label wat hulle op hulle self wil sit, is sondaar. Ek is maar net 'n sondaar. Jy's 'n sondaar. En as jy vra maar hoekom sê hulle dit so, dan is ons wel, ek sondig. Ek en jy sondig en my ouma sondig, almal sondig. Ons sondig en ons sondig meer as wat ons wil sondig en ons kan net nie ophou sondig nie. Jy het al hoeveel keer gesê dis die laaste keer wat ek gaan doen. Jy het jou lewe weer toegewy aan die Here. Jy was ergens op die kamp, het jy 'n briefie neergeskryf en jy het hom in die vuur gebrand of jy het hom op die kruis geplak of wat ook al en dan voordat jy jou kan kry, dan doen jy dit weer. En ons sondig meer as wat ons sondig en ons kan nie ophou sondig nie en daarom glo ons dat die basiese van waaruit ons onsself moet kyk, die label, die definisie wat ons vir onsself moet gee, is sondaar. Ons is net sondaars. Ja, ons is sondaars gered deur genade, maar ons is sondaars. En dan kry jy mense en jy kry party predikante wat soos op mense se keuse sê, wel, ek het selfs jou versies. Jy hoef nie net te worry oor die feit dat jy sondig nie. Daar's versies wat hierdie sê. En dan haal hulle versies uit soos Jesaja 64:6 wat sê, ons het almal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere. Die NIV sê dit so lekker en sê hierdie preek is so half lekker. All our righteous acts are like filthy rags. Jy moet dit so half met daai stem sê. Jou beste dade, die beste wat jy kan doen, is soos vuil klere vir die Here. sien jy's maar net 'n sondaar. Of hulle gaan na Romeine 3:23 toe. Almal het gesondig. Enige iemand deel van almal hierso, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Jy sondig, almal het gesondig. Jy mis die standaard wat God gestel het. Jy is maar net 'n sondaar. Nou gaan hulle al in wat Paulus skryf het, die groot Paulus wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het. En as hy dit sê, dan waar staan ek? Hy skryf in 1 Timoteus 1:15, Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Wel, as Paulus sê dat hy is die grootste sondaar, sekerlik dan kan ek ook nie iets anders sê nie. Ek is sondaar. En hulle kyk uit hulle perspektief na hierdie. En afhangend van jou agtergrond, afhangend van hoe jy groot geword het, en afhangend van watter kerk jy groot geword het, en afhangend van sekere podcasts wat jy luister, en na sekere preke wat jy luister, is dit wat oor jou gespreek word die hele tyd. Jy is nie goed genoeg nie. Probeer harder. Jy is eintlik maar net 'n sondaar. En dis asof en vanaand is dit asof ek wil sê, hier's wat God wil sê. Dis asof God wil sê, okay, kan ek iets sê? Kan ek vir jou iets sê van hoe ek oor jou dink?
Kan ek 'n label op jou plak? Kan ek sê hoe ek jou sien vanaand? En ons gaan weer eens, jy kan jou Bybel oopmaak by Efesiërs 1, ons gaan weer eens in Efesiërs 1 wees, en jy kan sê, wel, soos die laaste 2 weke daar, ja, ons gaan weer daar wees, en volgende week gaan ons weer daar wees. Hierdie is 'n amazing hoofstuk in 'n amazing boek. En ons gaan lees hierso vanaf vers 1, en wat sê Paulus eintlik hier? En wat wil God oor jou sê? Hoe kyk God na hierdie prentjie? Jy kyk na hierdie prentjie en jy sê wel, ek sien 'n jong vrou, of ek sien 'n ou vrou, of wat ook al, maar jy kyk na jou lewe en jy sê, ek sal versonde, maar God wil na jou kyk, en na jou situasie, en hy wil sê, hier's wat ek wil sê. En ons gaan lees vanaf vers 1, Efesiërs 1, vers 1, van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan almal in Efese, wat aan God behoort, en in Christus Jesus glo. En party vertalings sê letterlik, aan al die heiliges in Efese, en wat getrou is aan Jesus. Sekere Engelse vertaling sê, to the saints in Ephesus. Genade en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. En ons in die eerste week net oor daai 2 verse gepraat, dat in Jesus is jy kind. En dan, weer eens, ek wil jy moet weer op hierdie let. As jy dalk die reeks gemis het, gaan kyk na die vorige boodskappe, of kry dit daar agter op DVD's, of gaan kyk online. Maar die gedeelte wat nou volg, wil ek jy moet sien, hoe baie Paulus praat van in Christus en deur Jesus, om te sê, hier's wat jy het in Christus. Hier's waar jy is in Jesus. Vers 3, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën, met al die seëninge, nie met van nie net met 'n bietjie nie, met al die seëninge van die Gees, wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, dis wat ons laasweek gepraat het, om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade, wat hy in sy geliefde seun, vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Wat 'n amazing gedeelte, en ek wil jou aanraai, gaan lees van vers 1 tot 14, en gaan lees dit in verskillende vertalings, en laat dit deel raak. Hoe meer ek hierdie stuk bestudeer, hoe meer is ek net soos, wow, Here, wow, hoe amazing is dit wat ons het in Jesus Christus. Sien, hier is die label. God het ons gepraat oor, hy het sê, jy's kind. En hy het gesê, hy het jou gekies. En hier is die label wat hy vanaand oor jou wil sê. Heilig. In Jesus Christus is jy nie net kind nie. In Jesus Christus is jy nie net gekies nie. In Jesus Christus is jy heilig. Ja, Pieter, maar as jy weet hoe dit gaan het hierdie week, ek weet nie so mooi van daai nie. Pieter, as jy weet waar ek gisteraand uitgehang het, ek weet nie so mooi van daai nie. En ek wil jy moet besef, dat Paulus praat hier iets van 'n posisionele heiligheid. Ja, daar is daai deel van ons word meer, en ek gaan dit alles vir jou verduidelik, maar dit is soos hier waar jy nou is, in Jesus Christus. Hy begin hierdie brief en hy skryf, aan almal wat aan God behoort, aan al die heiliges van God. As jy in Jesus Christus is, as hy Here van jou lewe is, en God is jou Vader, is hierdie brief ook aan jou gerig. Jy behoort aan God. Jy is 'n heilige van God. Hy begin hierdie brief en hy sê, dis aan jou gerig. En dan asof dit nie genoeg is nie, dan gaan hy na vers 4 toe, en dan sê hy, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. En ons gaan nie eens oor onberispelik praat nie, maar in Jesus Christus sien hy jou as heilig. God sien jou in Jesus Christus as heilig. Dis hoe hy jou sien. Dis hoe hy na hierdie prentjie kyk. Dis wat hy sien. Sien, as jy nie 'n Christen is nie, is dit nie hoe God jou sien nie. Want jy is nie in Jesus nie, alhoewel jy kan wees. Dis oop vir almal. Jy moet net kom en jy moet daai geloof in Jesus Christus sit. En
En dan in Jesus Christus word jy ook kind en word jy gekies en sien hy jou heilig. Okay Petrie, ek weet nie, maar wat van al die versies wat jy nou gelees het? Okay, ons gaan kyk na daai versies, want ek wil hê jy moet laat die hele skrif interpreteer. Te veel mense vat een versie en hulle bou 'n hele teologie op dit en dit pas nie by die res van skrif nie. Hulle laat nie toe dat die res van skrif dit interpreteer nie. So kom ons gaan kyk na Jesaja 64:6 waar daar staan: Ons almal het geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere. Yes, amen, dis waar. Sien, jou beste dade. Al die tannies wat jy oor die straat gehelp het, al die geld wat jy gegee het vir mense, al die gebede wat jy gebid het, al die goeie goeders wat jy gedoen het. As jy al daai goeders op 'n hoop gooi en bymekaar maak, jy wil nie eendag dit vat en voor God gaan staan soos, hier is my beste dade, hier's hoekom jy kan my toelaat in die hemel nie. Want as God dan gaan kyk na dit wat jy gedoen het, al jou goeie dade, in vergelyking met sy geregtigheid en wie hy is, dan gaan al jou dade, al jou beste dade, soos vuil klere in vergelyking met hom wees. Maar ek en jy bank nie op ons geregtigheid en op ons goeie dade om 'n ewigheid saam met God te spandeer nie. Ons bank op Jesus en sy geregtigheid en God kyk na ons deur Jesus Christus en nie deur ons eie staf nie. En dit verander die hele prentjie. En dis nie ek wat so sê nie, dis die Bybel wat dit so sê. Romeine 5:17, daar staan: Deur die oortredinge van die een mens, en dis Adam, het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. Maar deur die een, Jesus Christus, en dan hierdie amazing woorde, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Die vryspraak, letterlik wat beteken is, jy is vrygespreek. Jy is nie meer skuldig aan sonde nie. Jy is vergewe. Jou skuld is betaal. Jou skuld is weggevat. En dis wat daar staan, in hom is ek en jy vrygespreek, in Jesus. Dis wat Jesus kom doen het. En dan vers 19 van Romeine 5, is toe Jakob se favorite versies, daar staan: Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens, Adam, en dan hier's die label, sondaars geword het. Sien letterlik wat Paulus daar skryf, hy sê, in Adam, ons almal is in Adam. En deur sy sonde, sy gene is ons, hier's Adam, ons is sondaars. Ons het die definisie en die label van sondaars gekry in Adam. Dis in Adam. Maar te veel Christene kyk vanuit Adam uit na wie hulle is. Maar die versie is nie klaar nie. Daar staan in die tweede deel, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens met die hoofletter M, Jesus Christus, wat sal met hulle gebeur? Vrygespreek word. Met ander woorde, Paulus sê, yes, in Adam is jy 'n sondaar, maar in Jesus Christus is jy vrygespreek. Jou sonde is uitgevee. God dink nie meer aan jou sonde nie. Jy is vergewe in Jesus Christus. Sien, hier's die amazing ding. Ons staan nie op ons goeie dade nie. Ons bou nie ons ewigheid of ons verlossing op ons goeie dade nie. Ons bou dit in Jesus Christus op wie hy is en wat hy gedoen het. In Jesus is ons vrygespreek. In Jesus is ons sondes vergewe. Dis hoekom Romeine 8 kan skryf, daar is dus geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is. Geen veroordeling. Hier's wat 2 Korintiërs 5:21 sê. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as, en daar's sy label, as sondaar behandel. God het met Jesus afgereken soos wat hy met ons moes afreken. Hy het hom in ons plek as sondaar behandel. Hy het sy geregtigheid het op hom afgekom, soveel dat hy aan 'n kruis moes sterf, soveel sodat die Vader sy rug op hom moes draai. Hy is gestraf in jou en my plek. Hy is hanteer as sondaar in jou en my plek, sodat ons deur ons eenheid met Christus, in Christus, deur God vrygespreek kan word. So ja, ons goeie dade is nie goed genoeg nie. Ons goeie dade is soos vuil klere vir God. Maar ons staan nie op ons goeie dade nie, ons staan op die geregtigheid van Christus. Ons is in Christus en daarom is dit anderste. Okay, maar wat van Romeine 3:23? Almal het gesondig en het nie deel in die heerlikheid van God nie. Sien, baie mense gebruik hierdie vers om te regverdig dat hulle sonde. Ag, jy weet, ons almal is maar mens. Ons almal sondig maar.
My pa was 'n sondaar, ek is 'n sondaar, my kind sal seker ook 'n sondaar wees. Dis maar ons is. Party mense gebruik hulle familienaam, wel, jy weet hoe is die Bosse, dis maar hoe hulle is. Of jy weet hoe is die Van Sails, dis maar hoe dit is. Of jy weet, dis mos maar my persoonlikheid, so dis mos maar hoe dit is. En jy weet dat ons almal het mos maar gesond. Nou as iemand dit vir jou sê, dan sê jy, ja, wat is aan die einde van daai sin? Aan die einde van daai sin is daar 'n komma. Paulus was nie klaar gepraat nie. Paulus het asem gehaal om die eintlike ding te sê, die eintlike belangrike groot ding te sê. Hy het net asem gehaal. Jy sien, as jy jou lewe gaan bou op net vers 23, dat almal het gesondig en mis die standaard wat God gestel het. Weet jy wat? Jy gaan 'n slegte teologie hê. Jy gaan bitter wees en kwaad vir die lewe. En almal gaan verkeerd wees en jy gaan elke keer moet harder probeer. En hier is hoe jou Christendom gaan lyk. Dis al die hele tyd jy voel skuldig oor al jou sonde en jy's die hele tyd met onderhandeling met God besig of is ons okay, kan ek okay wees, kan ons ietsie aan doen? Here, ek het weer iets gedoen. Is ek okay? Nee, kan ons iets aan nee. Ek is dan beter as jy so. Ons as Christene het 'n boodskap nodig van oorwinning wat groter is as dit. Die volgende keer as iemand dit sê, so kom ons kyk, Romeine 23 sê, almal het gesondig. Yes, almal. Ek, jy, jou ouma, almal. En ons het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Ja, dit is waar. Maar daar's 'n komma. Kan almal net na die komma toe wys en sê, daar is 'n komma. Daar sit die komma. As jy in jou Bybel sê, daar's die komma. Highlight jou komma op YouVision en stuur dit en maak 'n foto. Maar daar is 'n komma. Paulus haal asem, hy soos hier is die amazing ding. Maar, vers 24, maar hulle, almal wat gesondig het, almal wat die standaard gemis het, maar hulle almal word sonder dat hulle dit verdien. Dis genade. Jy kry iets wat jy nie verdien nie. En dan sê hy dit, op grond van sy genade, hier is die woord, vrygespreek. Jou skuld word uitgevee. Vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Nou is ek klaar gepraat, nou het ek 'n punt sit, jou sonde is weggevee, jou skaamte is weggevee, in Jesus het alles verander. Ja, jy was dood, maar nou leef jy. Ja, jy was 'n sondaar, maar nou is jy vrygespreek. Nou kan jy 'n punt sit. God het jou gekies voordat alles om heilig en onberispelik voor hom te wees. Kan ek 'n goeie baptiste amen kry net op dit? Dis hoe God jou sien. En dan 1 Timoteus 1:15. Okay, Paulus, jy skryf dit, maar dan skryf jy dat jy is die grootste sondaar. Wat van dit? En hier's wat hy sê, dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. En van hulle is ek die grootste. So Paulus sê letterlik, as jy al die sondaars vat en jy line hulle op, dan gaan ek voor staan want ek is die grootste. Maar Paulus praat nie van wie hy was en wie hy is in sy identiteit nie. Hy praat van waar hy was. Hy sê voordat ek in Jesus was ek hier. Ek was 'n sondaar. Ek was die grootste sondaar. Maar ek is nie meer hier nie. Ek is nou in Jesus en in Jesus het alles verander. In Jesus is niks meer dieselfde nie. Hier's wat hy skryf in Filippense 3 vers 7. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. En dan sê hy, en een met hom te kan wees. In hom. En hier's wat dit beteken, daar's 'n dubbelpunt. Vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie. Nie omdat my goeie dade so nice is nie. Nie omdat ek so goed is om die 10 gebooie na te kom nie. Maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. In Jesus. Ja, ek was die grootste sondaar. Maar dis waar ek was. Maar nou is ek hier, in Christus. En in Christus is ek vrygespreek. En God het dit vir my gegee, dis nie eers my eie werk nie. Dis nie omdat ek so nice was om die gebooie na te kom nie. Was nie omdat ek so nice was om alles te doen, reg te doen nie. Dis omdat ek in Christus Jesus was. Jy kan sê wel, ek is dalk 'n groter sondaar as Paulus. Wel, dis waar jy was. In Jesus het alles
verander. Dis die label wat God oor jou wil sit, is dat in Jesus is jy heilig. Jy is in sy, voor sy aangesig is jy heilig en onberisplik. So wat definieer jy? Wat is die basis van waar af jy jouself sien? Kyk jy na hoe jy optree? As jy kyk uit hierdie hoek uit van hoe jy optree, dan is heel moontlik die basis waarop jy gaan jou identiteit bou is wel ek's 'n sondaar. So kyk wat ek doen, wel ek sondig meer as wat ek wil en ek kan nie ophou sondig nie, so ek is seker 'n sondaar. Of as jy dit bou op die opinies wat mense sê, wel, dan is ek seker maar sondaar, ek is nie goed genoeg nie. Of as jy dit selfs bou op jou eie opinie van ek is net nie goed genoeg nie, ek sal altyd maak altyd foute, dan gaan jy heel moontlik hier bly by sondaar. Weet jy wat die duiwel gaan glad nie vir jou sê, ja, go for it. En Jesus jy vrygespreek nie. Hy gaan vir sê, ja, wel, Peter preek, maar hy weet eintlik waarvan hy praat nie. Onthou van daai versie sê baie meer as dit. Sien, nêrens gaan die duiwel in jou gedagtes sê, ja, jy's vrygespreek en jy's kind, en jy's gekies, en jy's heilig nie. Maar God wil dit sê oor jou. God wil dit spreek oor jou vanaand. Sien, nou een optical illusion, dan staan daar letterlik hierdie boontjies beweeg nie. Maar as jy dit nou kyk, en jy, veral as jy naby is, dan maak dit so. Sien, God sê sekere goeders oor ons. Maar hoe ons voel, wil al vir groter sê. Wel ek voel nie heilig nie, as ek kyk hoe ek optree is dit nie heilig nie, maar God sê, jy is heilig. In Jesus is jy heilig. Okay, Petrie, ek hoor, posisioneel is ek hier, maar hoe ek optree, en wat van die blote feit, dat ek sondig nog? Wat van dit? So, jy moet hierdie ding verstaan, daar's twee tipes heiligheid, in Christus Jesus, jou identiteit, word nie bepaal deur wat jy doen nie. Wie jy is, bepaal wat jy doen, nie wat jy doen, bepaal wie jy is nie. In Jesus is jy heilig. Dis wie jy is, in hom. In hom is jy heilig. Filippense 2:13, dan skryf Paulus, werk uit jou geloof. Nie werk vir jou geloof nie, of jou verlossing nie, werk jou verlossing uit. Hier's wie jy is. Werk dit nou uit. Jy is heilig, jy is gekies, jy is lewende. Werk dit nou uit. Leef dit nou. Dis wie jy is. Dis soos as 'n baba gebore word. As 'n baba gebore word, is hy 'n mens. Hy's 'n mens. En hy bly 'n mens. Maar daar is tye in ons lewe wat ons wil sê, wel ek wens ek was 'n beter mens, ek wens ek wil 'n beter mens word. Maar nêrens in jou lewe is jy soos, ek wens ek kan 'n mens word nie. Jy is 'n mens. Dis wie jy is. En in Christus Jesus, wie jy is jy is heilig. Maar daar kan nog gewerk word en God doen dit binne in jou. Sien, om heilig te wees is nie van ek is 'n sondaar en ek probeer 'n paar goeders doen sodat ek kan heilig wees nie. Ek is heilig, maar ek het die vermoë om te kies teen God se beste vir my lewe. Sien, jy is 'n mens, maar jy kan optree soos 'n vark. En dis gewoonlik hier waar die getroude koppels mekaar so, hoor jy. Ek dink God wil vir jou iets sê vanaand. In Jesus is jy heilig. En omdat ek heilig is, tree ek anders op. Jy is nie net 'n sondaar gered deur genade nie. Jy is baie meer as dit. Sien, as jou grootste uitkyk en jou basis van identiteit is ek is 'n sondaar. Ek is maar net 'n sondaar gered deur genade, dan is jou verwagting dat jy gaan sondig. Ek is maar net 'n sondaar en as jy sondig soos wel almal sondig, ek is maar 'n sondaar. Maar as jy leef uit van ek is heilig en heilige mense tree anders op, dan gaan jy anders te wil optree. Alhoewel jy verkeerd kan kies en alhoewel jy nie God se beste kan kies nie. Wanneer jy hier is en besef jy is hier, dan wil jy anders te leef en leef jy anders te en is jou uitkyk op die lewe anders te. En dis hoe God jou sien. Dis hoe God jou sien. Voordat die wêreld gevorm het God jou gekies, voordat jy hom gekies het. En toe jy hom gekies het, het jy
Jy is uit die koninkryk van duisternis gehaal in die koninkryk van sy seun gesit. Jy was blind, maar nou kan jy sien. Jy was verlore, maar nou is jy gevind. Jy was ver van God, maar nou is jy naby God. Jy was dood in jou sonde, maar nou is jy lewende. Dis wie jy is. Jy het 'n ou identiteit gehad en nou het jy 'n nuwe identiteit in Christus Jesus. En dit is wat God sê. En dit is baie groter as jou gevoelens en wat jy ervaar. Sien maar om van hier af te leef. Begin wanneer jy saam met God stem wat hy sê. Vir party van julle, jy moet vanaand huis toe gaan of ergens hierdie week en jy moet in jou kamer staan, want nou as jy dit hier doen gaan dit weer wees, of jy moet ergens voor 'n spieël gaan staan soos ek is heilig. Ek is heilig, wie het geweet? In Christus Jesus het alles verander. Ek is heilig. Ja, al my beste dade is soos vuil klere, maar ek bank nie op dit nie, ek bank op Christus se geregtigheid. Ja, almal het gesondig, maar daar was 'n komma, want in Jesus Christus is ek vrygespreek. Ja, miskien is ek die grootste sondaar, maar dis waar ek was. Nou is ek hier in Christus Jesus, het alles verander. Ek het 'n nuwe identiteit. Ek is heilig. Ek is anders. En jy moet dit vir jouself gaan sê. En jy moet uit dit uit begin leef. Dis wie jy is. Luister baie mooi. In Christus Jesus, vanuit wanneer jy begin saam met God stem dat jy is heilig, kan jy minder begin sondig. Jy kan minder sondig. Jy kan. En God het gesê ek gee vir jou hulp om jou te help vanuit hierdie posisie. Dis wie jy is. En ek gee vir jou hulp. En sy naam is die Heilige Gees. Hy is so goed om jou meer en meer heilig te maak en sodat jou optrede meer en meer heilig is. Ons noem hom die Heilige Gees. Dis wie hy is. Dis wat hy wil kom doen. Maar dit begin deur jy wat sê dat ek is heilig en jy begin oorgee en jy begin surrender aan die Heilige Gees. En as hy vir jou sê moenie dit doen nie, dan doen jy dit nie. En as hy vir jou sê, gaan praat met daai persoon, dan gaan praat jy met daai persoon. As hy sê, hou op met daai sonde, dan hou jy op, jy lê dit neer. En hoe meer en meer jy jouself oorgee aan wat hy sê, en hoe meer en meer jy surrender aan hom, en luister en gehoorsaam is aan hom, hoe meer gaan wie hy is, hierdie heiligheid, meer en meer uitgeleef word. Ek weet my tyd is by, maar ek wil graag hierdie laaste deel. Sien, in Efesiërs 1 dan praat Paulus van wie hy is in Christus. In Efesiërs 2 praat hy van wie hy is. In 3 is daar begin hierdie oorgang gaan. In 4 dan is daar vir die tension tussen die ou lewe en die nuwe lewe. En dan 5 dan sê hy, omdat jy in Christus is, omdat jy heilig is, omdat God jou uitgekies het, omdat jy sy kind is, hier is hoe dit lyk as jy leef uit wie jy is. En dan begin hy in Efesiërs 5 en ek wil daar lees vanaf vers 1. Dan staan daar, omdat julle kinders van God is, met ander woorde, omdat julle in Christus is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Kyk na die Vader hoe hy leef en jy is in hom en jy is deel van sy familie. Kyk hoe hy leef en dan leef jy vanuit dit omdat jy aan hom behoort. Moenie kyk na wat die wêreld sê of Facebook sê of jou vriende sê of jy vergelyk met mense nie. Leef wat hy sê. Omdat julle sy kinders is. Nou vers 2. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en om ons ontwil sy lewe as offergawe gegee het. Ja, offer wat vir God aanneemlik is. Dis hoe jy moet lewe omdat jy in hom is. Omdat jy heilig is. Soos dit gelowiges betaam, soos dit mense wat heilig en onberispelik is, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid, onder julle selfs geen sprake wees nie. Die Engelse vertaling sê letterlik, there shouldn't even be a hint of sexual immorality or greed amongst you. Nie eens 'n hint nie. Nie omdat jy hierdie goeders moet doen om heilig te word nie, omdat jy in Christus reeds heilig is. Vers 3, of vers 4, grove, ligsinnige en vuil praatjies pas nie by julle nie, want julle is heilig. Nee, dank aan God pas by julle. So Paulus sê, moenie hierdie goeders doen sodat jy heilig kan word nie. Paulus sê, omdat jy heilig is, doen hierdie goeders. Omdat jy aan God behoort, leef in hierdie. Sien, wanneer jy aan die Gees begin, as jy oorgee aan hom, omdat jy in Christus is, omdat jy heilig is, en die Heilige Gees sê vir jou, luister, ja, hier kom hierdie besigheidsdeal, maar dit wat daai ou van jou wil hê, en die geld wat onder die tafel moet gaan, dit pas nie by heiliges nie, moenie dit doen nie. Ja, dit gaan nie so goed in jou huwelik op hierdie stadium nie,
Miskien is daar hierdie nice vroukie by die werk, maar dit pas nie by heiliges. Dit pas nie by gelowiges om so te leef nie. Ja, ek weet die wêreld sê dis okay en trek saam in en bly saam en hê seks vir die huwelik en dis goedkoper en dis oudtyds maar dit pas nie by heiliges. Jy doen nie dit om heilig te word nie, dis omdat jy heilig is, dis omdat jy in Christus is, dis omdat hy jou Vader is. Ja, ek weet jy het baie stres by die werk. Jy drink dalk bietjie meer as wat jy wil, maar jy doen dit vir ons ontspanning. Maar wat sy woord sê, dit pas nie by heiliges nie. Moenie hulle oorgee aan drank nie. Nee, wees gevul met sy gees. Sien, ja Pieter, maar dis alles genade en ons is in genade gered. Ja, ons is in genade gered. Dis net deur genade. Dis omdat ons in Christus is. Maar Paulus gaan aan na vers 5 toe, en ek wil met dit afsluit, ek wil by dit uitkom. Want ek was so oortuig in my voorbereiding, dat hierdie is vir iemand moet dit hoor. Sien, alhoewel Paulus sê in Christus, dit gaan nie oor ons nie, en dit gaan nie oor hoeveel son ons doen, dit gaan oor in Christus. Dan is dit asof hy, alhoewel hy in vers 5, of in Efesiërs 5 in ons vuis kom, dan is dit asof hy iets op die tafel gooi in vers 5. En dan sê hy die volgende. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontuig pleeg, onsedelik lewe, of 'n gierig aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Paulus wil sê, ja, dis alles deur genade. Ja, jy word gered deur genade. In Christus Jesus het alles verander. Ja, sondaar is waar jy was. Maar as jy kies om 'n lewe te leef, en jy bly kies om teen die Heilige Gees te gaan, en jy surrender niks aan hom nie, en jy luister nie vir hom nie, en jy's ongehoorsaam teenoor hom, en jy's ongehoorsaam in sy woord, en jy bly kies, dan is die woorde wat sê, wel ek het hom daar, het ek tot bekering gekom. Toe ek 9 was, het ek vir Jesus gekies. Jy dink jy het hierdie get out of jail free card, maar Paulus wil sê, daai is leefwoorde, en jy staan dalk nie op sulke sterk voet, soos wat jy dink nie. Jy is dalk nie in Christus, soos wat jy dink nie. Jy is dalk meer aan hierdie kant. En hoe God jou sien, is nie in Christus nie, en is nie heilig nie. Luister, dis onmoontlik. Dis onmoontlik. Dis 'n geestelike onmoontlikheid, om Jesus Here van jou lewe te hê, en hom te volg, en te leef soos jy wil. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik dat Jesus Here van jou lewe is, en jy volg hom, en daar is niks in jou lewe wat verander, oor 'n kwessie van tyd nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik. Jesus het vir die disippels gesê, volg my, en ek sal julle vissers van mense maak. Die Heilige Gees wil sê, dat hy maak ons meer en meer soos Jesus Christus. Sien, die fout lê nie by Jesus wat jou nie kan maak nie. Die fout lê by jou wat nie volg nie. En hy is nie eintlik in beheer nie, en hy is nie eintlik Here nie. En ja, miskien het jy jou hand opgesteek op 'n kamp. Miskien het jy dit gedoen in die kerk. Maar luister, jy wil nie in die bed lê van dat ek leef soos ek wil, ek doen wat ek wil, ek ignoreer die Heilige Gees en dit wat hy in my oor fluister, ek ignoreer God se woord en ek dink ek het daai get out of jail free card. Jy wil nie voor God so staan nie. Maar daar moet iets in jou wees van ek is in Christus, ek is heilig, ek is gekies en ek wil meer en meer leef as 'n heilige, as een wat gekies is, as kind van God. Dit breek my. En ek sien dit al hoe meer. Nou mense wat sê, ek is 'n Christen. Ek volg Jesus. Hy is Here van my lewe. Ek is 'n Christen, en selfs op my Facebook.
Maar die woord van God het geen sê in hulle lewe nie. Hulle kies wat, ja, onthou daai is Ou Testament, nee, so ek gaan nie daarna luister nie. Ja, maar onthou, dit was dit, ons leef in nuwe tye. Kultuur en die wêreld bepaal nie wat is reg volgens God nie. God sê hierdie is reg en hierdie is verkeerd. Maak nie saak wat kultuur sê nie. En jy moet jou lewe aanpas volgens dit. Want jy is heilig. En Jesus is leier. En God is Vader. En jy is in hom. Ons gaan 'n liedjie sing. I surrender. En miskien moet jy hierdie gebruik, hierdie geleentheid, nie gebruik om, Peter, jy het bietjie lank gepreek, ek gaan nou uitgaan en jy weet, nog die fliek gaan kyk op Mnet nie. Miskien moet jy hierdie geleentheid gebruik om te evalueer, waar is jy? Waar staan jy met Jesus? Miskien is jy eintlik aan hierdie kant. En jy het nodig om te sê, Here Jesus, hier is ek. Ek wil in U wees. Nie net van ek wil van U weet nie, maar ek wil my geloof, my volle vertroue in U sit. Dis genoeg. Dit gaan nie oor wat ek doen nie. Dit gaan nie oor is vir wie ek ken nie, dit gaan oor dat ek in U. Miskien dink jy is hier, of jy sê jy is hier, maar hoe jy leef, is hier. En jy het miskien daai verwysing van waar jy gekies het, maar van daar tot hier, het God se woord geen sê in jou lewe. Jy sal self sê, ek hoor nie as die Heilige Gees nie, want jy het soveel keer vir hom nee gesê, en soos moenie praat nie, ek wil nie vir jou luister nie, dat jy sukkel om hom te hoor. En miskien het jy nodig om hierdie te sê, Here, ek gee hoor. Iemand het gesê, dis baie keer hoekom ons hande so opsteek as ons sing, om te sê, ek gee hoor, soos hands up, ek gee hoor. Here, ek gee oor aan U. Ek surrender. Ek gee my lewe, ek sit my lewe in U hande. Here, ek sit my gesin in U hande. Ek sit my werk en my besigheid in U hande. Ek sit my verhouding in U hande. Ek sit my kinders in U hande. Ek sit my toekoms in U hande. Ek sit wat reg en verkeerd is in U hande. Miskien is jy hier. Miskien leef jy hier. Dit is 'n amazing plek om te wees. Maar weet jy wat? Heilige Gees is nie klaar met jou nie. Daar's altyd nog iets. Miskien moet jy hierdie ding ook doen. En hy gaan altyd dieper en nog verder. En hoe meer jy gehoorsaam is, en hoe meer jy oorgee, hoe dieper en hoe verder gaan jy saam met hom. En hoe meer duidelik hoor jy sy stem. Iemand wat aan hierdie kant is, en sy basiese definisie is maar sondaar. Weet jy wat, God gaan jou nooit groot gebruik nie. Nooit. Maar iemand wat hier is, van ek is heilig, ek is gekies, ek is in Christus. Dit gaan nie oor hoeveel keer ek Bybel lees en kerk toe gaan, selfs al is ek 10 jaar 'n Christen, dit bly oor ek is in Christus. Maak nie saak of daar's 'n paar sondes wat ek al neergelê het nie, ek is in Christus, dis die enigste rede. Dis die goeie nuus. En God wil jou gebruik. Maar waar is jy? Waar is jy op die spektrum? Miskien het jy nodig om te sê, I surrender. So kom ons staan, ek gaan vir ons bid, en dan sing ons hierdie lied. Vader, aan U kom toe al die lof, en al die eer, en al die majesteit. Hoe wonderlik is dit wat ons in Jesus Christus het. Ja, ons sondig, ja, daar's fout, maar in U is alles anders. In U is daar lewe, in U is daar hoop, in U is daar geestelike groei, in U is daar vordering, in U is daar die Heilige Gees in ons, wat ons lei, en wat ons help, en wat ons rig. En Heilige Gees, ek kom vertrou U, dat U spesifieke goed nou vir mense sal kom wys. Spesifieke goed wat hulle moet neerlê. Spesifieke goed wat hulle moet doen.
spesifieke goed wat hulle moet begin. Kom praat Heilige Gees.